Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret, die naam bo elke naam, die naam van ons verlosser, ons koning, die koning van die konings, ons Here. Mag jy gegroet wees in hierdie dag, mag net wonderlike dinge vandag vir jou voorlê. My naam is Pastoor Elsa Botha, ek is van die AGS Oasis gemeente in Witbank, en dit is vandag vir my 'n wonderlike voorreg om weer bietjie met jou te gesels rondom die hartklop van God. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. My program handel oor die boekie van Benny Becker, Moenie bang wees nie. So groot gedeeltes lees ek vir julle voor uit sy boekie uit. En ek vloei in die gees om te bring dit wat Vader se hartklop is vir julle. So as jy vandag in 'n posisie is waar jy voel, jy het nodig om Vader se hartklop vir jou te hoor, om vandag te hoor hoe Vader met jou praat, wil ek vir jou sê, kom luister gerus na hierdie boodskap. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom vandag na U toe in die naam van Jesus Christus van Nasaret, U kosbare seun, wat aarde toe gekom het, gesterf het vir ons sondes, wat opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe, wat by U is vandag, waar hy elke oomblik van die dag vir ons, U kinders, intree, my God, waar die aankla van die vyand kom, hy voor U staan en sê, it's been paid. Ek het betaal. Vader, waar ons kan weet, daai deurboorde hande is ons veilige vesting. Dis wat ons veilig hou op hierdie aarde. En Here, dat elkeen van ons kan weet, U het my baie, baie lief. En dankie vir die reeks boodskappe wat U stuur aan ons Vader, U kinders. Elkeen wat vanoggend luister, sal U ervaar en weet dat U hierdie boodskap vir hulle gestuur het, omdat U hulle baie lief het. Vader, ons dankie dan daarvoor, en so gee ek hierdie program vandag in U hande oor, en sê, Vader, ek is maar net die wessel, ek is maar net die spreekbuis, waardeur U kan vloei, my God, gebruik my, Here. Ek sit Elsa agter en weg, en ek is basies hier vir U om my te gebruik, om met U kinders te praat, wat hier na hierdie boodskap luister, miskien vandag ingeskakel het, omdat hulle dit wil hoor, omdat hulle wil hoor wat U hartklop vir hulle is, baie wat per ongeluk of toevallig deur U gelei word om na hierdie program te luister. Ek bid dan U seën oor elke toehoorder, elkeen wat hierdie boodskap hoor, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. So, geliefdes, my boodskap gaan vandag oor vrugbare grond. Vader wil hê dat ons vrugbare grond moet wees, en dat ons nie moet bang wees en dink ons kan nie vrugbare grond wees nie, want Vader het gesê, wie sal ek stuur? Jesus het gesê, ek, Here, stuur my. En ek het ook gesê, Here, stuur my. En ek glo elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister, wil graag ook hê dat God deur hulle moet werk. Vir daai geliefde daar buite wat nodig het om te hoor.
selfs as jy nou luister, en jy het nodig om hierdie boodskap te hoor, dan wil ek graag hê, jy moet luister, en jou hart oopmaak, en hoor wat wil Vader vir jou sê. So die tema van my boodskap, vrugbare grond. Ons lees in Jesaja 43 vanaf vers 1 tot 4. Jesaja 43 vanaf vers 1 tot 4. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostlik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Ek lees ons vers 5 ook. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aandring, en jou versamel in die weste. Ek lees ons tot sover. Ons let op vers 1b. Hy sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op die naam geroep, jy is myne. 'n hart wat soek, sal nooit deur God misgekyk word nie. Hy lees self die behoeftes in ons hart, en maak ons vrugbaar vir die saad van redding. Ek vertel vir 'n verhaaltjie van Sari. Sari was in die hospitaal met terminale kanker. Ek lees dit graag vir jou voor. Sy het aan Jesus behoort, en die prediker wat haar gaan besoek het dit geweet. In die bed langs haar het 'n ander vroutjie gelê, wat gewag het op toetsuitslae om haar onverklaarbare siekte te diagnoseer. Hy het sy stoel tussen die twee beddens geplaas, en so die vreemde vroutjie by die gesprek ingesluit. Hy het gewoonlik gedwonge gevoel, om oor verlossing en geloof sekerheid te praat. Hy het dit dan ook deeglik en duidelik gedoen, en telkens na die ander vroutjie gekyk, en gesien, sy luister ook na hom. Toe het hy vir Sari en die ander vrou gebid. Die vroutjie was stil en eenkant. Nadat Sari die aand haar Bybel gelees het, vra die vrou onverwags of sy die Bybel kan leen. Sari het dit aan haar oorhandig, en gou daarna van die medikasie wat hulle vir haar ingegee het, aan die slaap geraak. Toe sy weer wakker word, is sy bed langs haar leeg. Dit was vir haar 'n groot skok om te hoor, dat die vrou langs haar deur die nag onverwags gesterf het. Haar Bybel lê weer op sy plek op haar bedkassie. Sy tel dit op, soekend na bemoediging. Voor in die Bybel kry sy 'n nota. Dankie vir jou dominee en jou Bybel. Ek het Jesus aangeneem. So geliefdes, kan ek en jy
elke dag getuig van vele geleenthede wat Vader vir my en jou die geleentheid gee om 'n verskil in iemand anders se lewe te maak. En vandag se hierdie boodskapie laat my net daaraan dink aan hoeveel kere sulke gevalle al met my gebeur het. Ek het onder andere in die hospitaal gelê en daar was 'n vroutjie wat langs my gelê het wat nie kon asem kry nie, haar longe was verskriklik toe. Maar sy het nou al vir weke daar gelê en sy was so moeg en moedeloos en soos baie van julle weet seker dat mense raak so moeg as jy so in die hospitaal lê. Ek meen na 3 dae dis dit klaar vir jou genoeg. En die vroutjie wat langs my gelê het gewag op haar mediese fonds om haar gasbottel goed te keer vir sy haarself vir suurstof by die huis. En die mediese fonds wil net nie. En dit gaan nou al vir weke aan dat hulle gesukkel het. En toe ek nou langs haar kom lê, vertel sy toe vir my die storie. En ek sê vir haar, weet jy, kom ons bid daaroor. En sy vervies al vir my en sy sê, weet jy, ons het al die gebede gebid wat daar gebid kan word. En dit gaan nie oor bid nie, dit gaan oor die mediese fonds. En ek dink sy sê ook vir my nee. Sy sê nee, ons gaan nie daaroor bid nie. En ek dink sy vir myself, ek draai toe na op 'n ander sy en ek kyk by die venster uit en ek sê, Here, niemand sê vir my, ek mag nie bid nie. As U vir my gesê het, ons moet bid. En ek bid vir haar. En 'n paar minute na ek klaar gebid het, hoor ek 'n geskuifel by die deur. En toe ek omdraai en kyk, dis dit die vrou wat by die rekeninge afdeling werk, wat basies die finansies van die hospitaal doen. Hulle is by ons hospitaal, ons noem dit die dungeon, hulle is daar onder die grond, hulle kantore. En sy stap by die deur in en sy sê, hulle het nou net toelating gekry, jy kan jou gasbottel kry, jy sal nog vandag ontslaan word. En sy het dadelik vir my gekyk, asof sy wou sê, jy het omgedraai en gebid, nee, maar sy het nie 'n woord gesê nie. En ek het toe gesê, dankie Here, prys U wonderlike naam. En sy is ontslaan. En so beland ek toe ook in 'n bed langs iemand van 'n ander geloof op 'n ander stadium. En sy's 'n bietjie ouer vrou en baie bang, baie bevrees, want sy kry kort hartaanvalle, ligte hartaanvalle en hulle is bevrees vir 'n grootte. En sy moet ook gaan vir verdere toetse en so aan. En ek weet sy's van 'n ander geloof en ek vra vir mag ek maar vir jou bid? En sy sê, ja, ek kan. En ek sê, en ek kom vir jou bid in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En sy sê, asseblief, ek sê, ek weet, julle glo anders as ons. Ek sê, maar Jesus is nie 'n profeet nie. Hy is die koning van die konings. En sy sê, sy vat my woord daarvoor en ons het saam gebid en ons het lekker gehuil en so die middagbesoektyd kom haar dogter en haar seun, haar skoonseun daaraan. En sy vertel vir hulle wat het gebeur. En hulle vra vir my om weer vir hulle te bid. Hulle wil graag saam my bid. En ek sê, only if we can do it in the name of Jesus. En hulle stem in. En ek sê ook vir hulle, hy is nie 'n profeet nie. Hy is die koning van die konings, hy is die seun van God. En ons het saam gebid. En letterlik kon ek sien hoe haar kleur van 'n donker perserige kleur af verander. Nou, dit is 'n donker vroutjie, maar asof skielik skyn daar lig en skielik voel sy soveel beter. En sy was verskriklik moeg.
En na ons so gebid het, en ek kon sien hoe die lig aangekom het, by haar en die kinders, het daar verandering gekom, en hulle het later die middag weer toetse gedoen, en die volgende dag toetse gedoen, en sy het gesê, ek wil huis toe gaan, en die kardioloog het gesê, nee, daar is nie manier nie, en sy het gesê, ek is reg, ek is genees, en toe die uitslaaf van die toets kom met die kardioloog, vir gesê, ek is jammer, jy was reg, jy kan maar huis toe gaan, en sy is ontslaan, en so, haar grond was op daai oomblik vrugbare grond, en die van haar kinders ook, en ek glo Jesus het hulle daai dag aangeraak, en hulle het tot volle geloof in hom gekom, en sy is ten volle genees, en so kan ek vir julle staaltjies vertel van honderde gevalle wat al gebeur het, maar hierdie hele gedeelte laat my baie dink aan Lukas 8 vers 9 tot 15. So ons gaan gou Lukas 8 vers 9 tot 15. Ek gee jou 'n paar minute dat jy in jou woord kan blaai na daai bladsy toe. Lukas 8 vers 9 tot 15. Goed, ek lees om vir julle. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis tog? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord vir hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en die tyd van versoekinge van hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik, deur die sorge en die rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die, wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou, en met volharding vrug dra. So geliefdes, vir my hierdie gedeelte, laat my baie aan vrugbare grond dink, en terwyl ek so praat, glo ek soos ek gaan weer die deur vir jou lees, en dit opbreek, en dink dit is hoe ons as mense is, dis wat ons dink. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis tog? So baie van ons sal die boodskap hoor, maar nie regtig verstaan wat dit beteken nie. En vers 10, en hy antwoord aan hulle, aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Nou stop ons eers daar. Aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Baie keer, as ons die woord hoor, verstaan ons. Ons verstaan dadelik waar dit gaan, maar ons verstaan anders as wat ander verstaan. Want God breek dit vir ons oop. Hy gee vir ons die verklaring. Hy help ons om te weet waaroor dit gaan en te verstaan waaroor dit gaan. Maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. So baie kere sal ons ietsie hoor, en mense sal ietsie hoor, en hulle verstaan nie regtig wat hulle hoor nie, en dan los hulle dit om, want party mense sal delf en ingaan en soek, en wonder tot hulle die antwoorde kry. Ander mense sal weer, ek weet nie of julle al gesien het, baie kere het ons met hierdie een persoon in ons lewens te doen, wat
as jy vir hom ietsie vertel, sit hy verskriklik aandagtig en luister. En so doen ek ook nou, wat ek juis hieroor wil praat, is, as ek nou hierna luister, sien ek mense voor my oë, wat dit doen, wat baie aandagtig sal sit en luister. In hulle kop is hulle al klaar besig om hierdie woord te, hoe kan ek maar sê, replay en om uit te figure, om te hoor wat is dit wat die Here vir hulle wil sê. En partymal sal dit hulle 'n tydjie vat en dan sal hulle terugkom en sê, man, ek weet nou wat daai woord beteken, dit vir my beteken. En dan kry ons ook die ene wat om dadelik sal snap, om sal vat, opgewonde oor hom sal raak. En dit is soos 'n plantjie wat in sandgrond geplant word. Daar's ook rotse en tussen die rotse en goed, en hy sal worteltjies skiet, hy sal opkom, maar hy sal nie lank bly staan nie, dan vergaan hy, dan gaan hy dood. En so is dit met iemand wat die woord op die manier vat, vreeslik opgewonde raak, maar dit nie regtig toelaat om te ontkiem en in sy binneste te groei, sodat hy die revelation kry nie. Dit is dan die gelykenis, die saad, die woord van God. Die langste pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en hy neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en die tyd van versoeking van hulle af. En in die tyd van versoeking van hulle af, so die vyand kom en hy steel daai woord by hulle, want dis nie in vrugbare grond nie, dis op die rotse. In vers 14, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en die rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En julle, dis die ouens wat, hulle hoor die boodskap, maar hulle maak dit nie hulle eie nie. Hulle distansieer hulle self daarvan. Hulle wil dit nie hê nie, en Vader weet, ek verstaan nie hoekom mense dit nie wil hê nie. Hierdie wonderlike goeie woord, hierdie goeie boodskap. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in edele en goeie hart hou, en moet volharding vrug dra. Goed, ons weet, as die vrug wat gedra word, daai vrug word weer uitgedeel, en so is dit ook met die woord van God. As hy in goeie grond geval het, en hy het goed gegroei, dan word hy uitgedra en gedeel met mense daar buite. En terwyl ek nou so daaroor sit en gesels, sê ek mos vir jou, kom daar baie beelde van mense by my op, en ek sien hulle, en ek hoor, en weet, ek kan amper vir jou sê, ek kan 'n naam by elke versie voeg as ek wil. Maar dit is waar ons as mens die fout maak. Om 'n naam by daai versie te gaan voeg, wil ek vir jou sê vandag, voeg maar jou naam by die hele Lukas 8, vers 9 tot 15. Voeg jou naam daarby. En dan kyk jy op verskillende stadiums van jou lewe, waar jy was en hoe jy was. Op 'n stadium was jy droë grond. Op 'n volgende stadium was jy die grond met die klippies in. Op 'n ander stadium was jy die grond met die dorings. En ek weet, julle weet waarvan ek praat. En dan op 'n stadium was jy die lekker, vrugbare, nat, donker, wil amper sê, goed gebemeste grond. En jy was gereed om daai grond, om daai plantjie, daai saad te aanvaar. Ons het deur daai tye gewerk, ons moes deur daai tye werk, en ons het daar deurgekom. En op 'n stadium is ons die grond waarmee God kan werk. Grond wat die saadjie met liefde
en gereed is om die saadjie te koester en met liefde te laat ontkiem. Ons hoor die woord en ons luister en ons hoor en ons delf dieper en ons laat hom voortleef en groei en ons deel dit met ander. En baie kere raak daai grondjies weer droog en ek en jy moet bietjie retrospeksie doen en kyk, waar is ek? Hoe is my grond? En sorg dat ons grond sag en vrugbaar hou, dat ons die regte voeding in hierdie grond sit, om te kan wees dit wat God wil hê ons moet wees. Ek wil graag afsluit met die volgende gebed. Vader, ons kom na U toe, Here, in die naam van die kosbare Seun Jesus Christus van Nasaret. En Vader, ek wil bid en vra dat elke persoon wat vanmiddag na hierdie boodskap luister, Here, dat hulle 'n punt daarvan sal maak om goeie grond te wees. Goeie grond met liefde, U woord in te neem, te leer, te luister, 'n honger en 'n dors te hê, en sodat die saad, die woord wat daarin gesaai word, hoe dit ook al sy, wanneer U met hulle praat, deur al die verskillende mediums en maniere wat U met die kinders praat, Here, dat daai goeie, sagte grond wonderlike opbrengs sal voortbring, wat uitgesaai kan word vir ander wat nodig het om te hoor. Ons weet, vrug kom uit die saad uit, ons weet, saad kom uit die vrug uit. Sonder die saad kan die vrug nie bestaan nie, en die saad is binne in die vrug, en dis waar dit vir my so wonderlik is, hoe U vanmiddag weer vir my hierdie openbaring laat ervaar. Jesus Christus is in ons en ons is in hom. En dit is die wonderlike saad, sowel as die vrugbare grond. Vader, ek bid dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag, sal ervaar hoe belangrik hulle is vir die lewenskringloop om voort te gaan en aan te gaan, en hoe belangrik dit is dat hulle deel wat U vir hulle doen. Vader, ek bid vir elke persoon 'n oop hart, 'n ontvanklike hart, dat hulle hierdie boodskap vandag sal ontvang en dit rema sal maak, en dit sal deel met ander, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ek los jou dan met die boodskap. My naam is Pastoor Elsa Botha, ek is van die AGS Oasis gemeente in Witbank. Ons het ook 'n beradingsspan, en jy is welkom ons te kontak, as jy enigstens vrae het, of net bietjie met ons wil gesels, is jy so welkom. Ek bid Jesus liefde, genade, seën oor julle vir hierdie week wat voorlê. Be blessed, be loved, be friendly, be kind, be someone's, be there for someone. Be the love of your family's lives, and bring them Jesus. In Jesus' wonderful name. Amen and amen.